Soos julle kan sien het ek reeds voorheen die Engelse weergawe van hierdie besonderse sterstories op my YouTube kanaal gelaai. Maar nou is dit ook in Afrikaans, die taal waarin dit oorspronklik meer as 'n eeu gelede gepubliseer is deur Gideon Retief van Willig. Die Afrikaanse vertellings was in die RSG Sterre en Planete program van 21 Desember 2025 uitgesaai om saam te val met die Afrikaans 100 vieringe, aangesien Van Willig betrokke was by beide die eerste en die tweede taalbewegings. Net gou iets oor die term Boesman. Die benaming Boesman bly steeds die mees algemeen aanvaarde woord onder tradisionele Boesmans en die woord San is eintlik 'n beledigende term onder sommige groepe. Hulle verwys dikwels na die mense van die ou geslag om na die voorgeslagte te verwys. Ook net 'n waarskuwing dat die stories nogal grafies kan voorkom, maar dit getuig ook van die ongelooflike oplettendheid in die natuur wat hulle gehad het. G.R. van Willig was in die Parel gebore in 1895 en oorlede in 1932. Sy pa was 'n sogenaamde togryer en hy het as kind dikwels saam met hom transportreise meegemaak na Namakwaland, Boesmanland en die Handtam. Hy kon die Boesmantaal praat en het saans rondom die kampvuur hom dan verluister aan hierdie wonderlike vertellings. Jare later open hy 'n landmeterskantoor in Kalvinia en begin toe in alle ernstories te versamel. Tussen 1919 en 1921 publiseer hy Boesman stories in 4 volumes met sowat 30 stories in totaal, waarvan ongeveer 10% 'n sterrekundige inslag het. Sy hoofrede vir die boekies was om hierdie unieke stories te bewaar, maar ook om mense se belangstelling te prikkel en hulle aan te moedig om te lees in hierdie toe nog nuwe jong taal. Boek 1 handel oor mitologie en legendes en bevat die meeste van die sterstories. Om die stories te illustreer het Karel Botha en Martin Kilkenny die tonele vir ons uitgebeeld as Boesman tekeninge en om te help voorlees is Alma Leroux van die Kelders naby Gansbaai se hulp ingeroep. Die sterre is skole en as. Hierdie storie vertel hoe die sterre gevorm is nadat uil kole en as in die hemel gegooi het. Hoe uile steeds vandag nog gestraf word hiervoor en hoe dit veroorsaak het dat die bose op aarde versprei het. Soos ons voorheen gesien het, het Maan uit die regterskoen van Kaggen, die bidspringkaan, ontstaan. Mantis het toe vir hom 'n ander skoen gemaak. Maar Maan se vriende, die skoene, het niks daarvan gehou dat Mantis hulle so vertrap nie, en het Maan se pyn gedeel. Maan het toe gereeld maanwater laat neersif, wat veroorsaak het dat die skoene voortdurend nat was, sodat Kaggen hulle glad nie kon dra nie. Mantis het toe sy ander dogter, Uil, geroep, en haar beveer om die nat skoene langs die vuur te plaas om droog te word. Die son was glad nie bly hieroor nie. Hoe durf Kaggen sy vuil skoene langs die vuur sit? Hy laat toe dat die vuur woes opvlam, wat die skoene verskroei het. 'n rukkie later, toe Mantis sy skoene laat haal het, was hulle verbrand. Hy was woedend en het sy woede op arme Uil uitgehaal. Uil was geïrriteerd en sy het die kole geneem en dit in die lug opgegooi en uitgeroep. Kom, kole, word sterre, sodat ons lig in die nag kan hê, terwyl die maan en son slaap. En vir die gloeiende as het sy gesê, kom as, word die melkweg om sterre te help lig gee. Kom, gee lig, sodat die mense s'nags kan sien en nie meer tuis hoef te sit nie. Toe het 'n groot warrelwind weer opgestaan en die kole en as van bo die wolke geneem. Die glinsterende kole het toe flikkerende sterre geword en die gloeiende as het die melkweg geword, wat soos 'n verligte boog oor die aarde span. Daar was toe genoeg lig om s'nags te kon rondloop. Toe die son die volgende dag agter die berge opkom, het hy Uil sien sit en vir haar gevra, wie het die lig vol kole en as gestrooi? Uil het geantwoord, ek, want s'nags is dit so donker dat niemand kan sien om rond te loop nie. Son het geantwoord, weet jy wat jy aangevang het? Nou sal mense s'nags rondloop om kwaad te doen. Ek het die nagte so donker gemaak dat mense nie hul hande voor hulle oë kon sien nie. Daar moes hulle tuis bly en slaap. Die dag is sekerlik lank genoeg vir jag en rondloop, vir praat en pret hê,
Maar nou sal jy sien dat die deur oopgemaak is vir die doen van bose dinge. Ek sal hard probeer om die maan uit die lug te kry, sodat daar geen maanskyn is nie. In die nag sal ek die sterre voor my wegvee. Maar wat van jou, my suster? Voortaan sal jy s'nags in die sterre moet rondvlieg, want as ek jou in die dag sien, sal ek jou tot as verbrand. Net soos ek met die skoene gedoen het. Elkeen wat jou sien, sal jou spot oor daardie dom daad. Uil het toe weggevlieg om weg te kruip. Van toe sy bedags rondgevlieg het, was sy bespot. Sy sit nou en pyns oor wat sy gedoen het, of dit reg of verkeerd was. Terwyl sy sit, roep sy uit, hoe, wat in ons taal opgelig beteken, asof sy self steeds afvra of sy verkeerd gedoen het, deur kole en as in die lug te gooi. Maar s'nags geniet sy steeds die sterre en die hemelstraat wat sy self gemaak het. En net sonvoorspel het, van toe af het die kwaaddoeners vermenigvuldig, want hulle het nou genoeg lig om te kan sien. As jy hierdie storie geniet het, maak seker jy luister na al 6 stories in hierdie reeks wat ons opgeneem het. Kyk ook in die beskrywing is 'n skakel na die Sterre en Planete program van 21 Desember 2025 waar die volledige storiereeks uitgesaai is.